opneem. Of jy sê, jy so bly en dankbaar vir elkeen wat vanmorgen saam met ons is. Lekker om die naam van die Here groot te maak en sy lof te besing. En as jy Bybel saamgebring het, blaai vir die saam met my na Handelinge die 12de hoofstuk toe. Ons gaan een vers daar saam lees en dit is in vers 2. En ek wil vanmorgen so 'n bietjie met jou praat oor verander. Klink so 'n bietjie snaaks en dit klink so 'n bietjie na 'n moeilike tema, want daar is baie mense wat nie hou van verandering nie. Daar is mense wat nie verandering kan hanteer nie. Maar ek wil vanmorgen so 'n bietjie met jou gesels rondom wat die woord sê. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef word wat die goeie en die welgevalle en volmaakte wil van God is. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, het gaan nie vanmorgen oor ons nie, maar dit gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, U genade, U krag en U sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, vat ons vanmorgen en verander ons gemoed. En dankie dat ons weet, Here, U goedheid en U genade is vanmorgen hier. Ons eer U wonderlike naam. Daar is niemand soos koning Jesus nie. Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte in Jesus naam. Amen en amen. Kyk gou vir die ou langs jou. Vra of hom is jy reg om te verander. Kan ek vanmorgen so 'n bietjie met jou gesels waaroor dit gaan? Ek het gisterand terwyl ek voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat oor, daar's baie mense wat Jesus ontmoet, maar nooit verander nie. Daar's baie mense wat tot bekering kom, maar nooit verander nie. En hierdie het my geweldig begin pla, want ek wil vandag vir jou sê, ons is gebore in 'n sondige natuur. Ons word gebore in 'n wêreld vol sonde. Maar daar moet 'n verandering op 'n stadium in ons binneste plaasvind, wat maak dat ons anders is as die wêreld. Nou hier het my geweldig gedink, want hy praat hier en hy sê die woorde, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. So wat hy probeer sê is, jy kan nie by Jesus uitkom en nie verander nie. Ek wil hê dit verstaan vanmorgen, want baie mense dink, ons gaan net aan soos wat ons aangegaan het, maar dis nie die waarheid nie. Ek kan vir jou 'n paar voorbeelde wys in die Bybel, en ek gaan nou na 'n paar ouens kyk, maar ek wil hê met gou na 'n paar goed kyk, want daar's een ding wat ek in my lewe agtergekom het, hoekom mense nie wil verander nie, is hulle is tevrede met hoe dit nou is. Ons het in my leierskap kursusse wat ek al deur is, en sulke goed het ons baie gepraat oor verandering en vernuwing, en wat ons moet doen om te verander, en hoe kan ons verander, en ek het geleer, 'n groot boot, draai nie 180 grade net om nie, dit vat om 2,8 kilometer om te draai, om 'n vol draai te maak. En toe kom daar 'n ding op wat ons oor praat oor resistance to change. Mense hou nie van verandering nie. En dadelik toe ek hierom begin dink ek, is hier nie iets wat die vyand in ons harte inplaas om nie te verander nie. Want jy sien, ek dink ek's op die regte pad. Ek glo ek's op die regte pad. En so, as ek net in hierdie rigting hou, is ek okay. Maar weet jy wat? Ek wil die dinge van die wêreld doen, en ek wil die dinge van God doen, en ek wil sê ek is veranderd. En ek wil vanmorgen vir jou sê, dis nie die waarheid nie. Ek weet van manne en vroue wat in 'n sekere rigting geloop het, op 'n doodloopstraat op pad was, en weet jy wat? Hulle moes 'n besluit maak om te verander en weg te draai van dit waarvan hulle vandaan kom. Ek wil hê dit verstaan vanmorgen, want as verandering nie gaan plaasvind nie, sit ons met 'n probleem. Dan gaan 'n dag kom wat ons voor God gaan staan, en hy gaan nie vir jou vra, hoekom het jy sonde gedoen, of hoekom staan jy hier, of wat is aan die gang nie. Hy gaan jou konfronteer met die
hulle dink. Want ek moes gaan kyk na 'n paar mense wat verander. Ek het gaan kyk na 'n man met die naam van Petrus, wat agter Jesus aangeloop het, wat hom gevolg het, wat hy was 'n visserman en hy was 'n roddelman en hy was een van daai ouens wat jy nie sommer saam mooi na die braai toe nie, want hy is daai ou. Jy weet, hy is daai ou wat alles oorvat en alles 'n probleem het en alles wil op sy kop draai en vir jou wys wie hy is en wat hy kan doen. En wie wat? Ek sien in Petrus 'n man wat toe hy daar staan en hy is besig met sy nette en die Jesus sê vir hom, laat vaar jou nette, laat staan dit en volg my, het hy omgedraai en daar het stelselmatiglik verandering gekom. Nou, 'n verandering is nie noodwendig iets wat so gebeur nie, dit vat partykeer tyd. Kan ek nou verduidelik met die boot? Daar sekere goed wat ek baie keer doen, wat verandering teweegbring, maar ek wil even dit verstaan vanmôre, want baie van ons gebruik dit as 'n verskoning. Pastoor, jy het gesê, verandering vat tyd, so ek vat so 'n bietjie my tyd. Ek wil hê, pas op, dat jy nie te veel tyd vat nie. Want daar gaan 'n sekere dag kom, wat jy voor God gaan staan, en die vraag gaan kom, het jy verander? Ek wil hê dit verstaan vanmôre, want ek het hieroor gaan sit en dink, en ek myself begin bevraagteken. Ek het myself gevra, of doen ek genoeg dat mense moet verander? Doen ek my beste dat mense moet verander? En dadelik gaan sit ek, en terwyl ek hier aan dink, toe gaan sit ek, en toe ek so agter my tafel gaan sit, toe sê die Here vir my, ek wil hê jy moet verstaan, jy kan nie maak dat mense verander nie, dis 'n keuse. En dit begin my te pla. En op my tafel, my studeertafel, staan 2 nagmaalkelkies, wat ek van Amerika af gebring het, en toe ek na die kelkies kyk, toe sê die Here vir my, kyk na Judas. Hy het 3 jaar saam met my geloop, hy het alles gesien, wat die ander gesien het, hy het gesien hoe wonders en tekens doen, hy het gesien hoe ek die brode en die vis vermeerder, hy het gesien hoe Lazarus in die graf uit opstaan, hy het hierdie dinge gesien, maar binne in sy hart het hy nooit verander nie. Hy het agter my aangeloop, hy het my gevolg, maar hy het nie verander nie. En hierdie het my begin pla, want ek wil hê jy moet vandag verstaan, dat dis noodsaaklik, dat mense God in jou sien. Daar moet verandering begin plaasvind. Party mense se verandering is so. Kyk na Paulus op die pad van Damaskus. Paulus loop op die pad van Damaskus, 'n man wat hy voel hy doen die regte ding, hy vervolg die ouens wat Jesus volg, hy vervolg hulle, want weet wat, hulle staan op teen God se gebod en God se plan, en dis hoekom hy hulle vervolg. Hy's 'n lid van die Sanhedrin, hy's een van die ouens wat mag het om die ouens in gevangenis te laat neem, as gevolg van dit wat hulle glo. En dadelik kom het by my op, maar wat het verandering in sy lewe gebring? Die dag op die pad van Damaskus het hy geloop en 'n groot lig het hom omstraal en sy oë geword. Die Bybel sê dat skille op sy oë gevorm, dat hy blind geword het, en hy het gevra, wie is u, Here? En hy sê, dis ek Jesus wat jy vervolg. En die oomblik, toe hierdie deur my gedagtes begin hardloop, toe sien ek dat party mense se verandering moet so wees, anders sal hy nooit verander nie. Ander mense se verandering gaan oor tyd kom. En ek het hierdie goed ek begin verstaan nie, want ek is iemand wat, as ek wil hê ding moet verander, dan kyk ek na hom, ek beplan hom, ek werk hom uit, en hy moet verander. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, baie mense sit vanmôre in die kerk, en het nog nooit 'n plan gemaak om te verander nie. Pastoor, waarvan praat jy?
Die Bybel sê in Jakobus 4 vers 4, hy sê, egbreker en egbreekster, weet jy dan nie, dat vriendskap met die wêreld is vyandskap met God nie. En daarmee kom het in my hart op, mense verander nie, because they like to flirt. They like to play with. Hulle hou daarvan om so naby aan die wêreld te draai as moontlik, om te kyk hoe ver hulle kan gaan. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, God soek nie, jy moet gaan kyk hoe nader jy aan die wêreld kan kom nie. Hy wil kyk hoe naby jy aan hom kan kom. Dis hoekom, hier die liedjie wat vanmorgen gespeel in die laaste, ek wil naby aan U wees, en daarmee vir my betekenis begin kry, want wie wat verandering kan nie vanmorgen nie gebeur as ek naby aan hom is nie. Hoe nader ek na hom toe kom, hoe meer sal verandering in my lewe begin plaasvind. Hoe nader ek kom, hoe meer sal my gemoed verander, hoe meer sal my denke verander, hoe meer sal ek verander. Ek het al baie keer in 'n kerk ingestap, dan is ek moedeloos. Dan voel ek, jy al so gevoel. Dan begin die musiek te speel, hulle begin te sing, en te prijs en te worship, en dan sit die lank en ek my hande in die lug, dan begin ek ook God se naam groot maak, al is ek nie lus nie, al voel ek nie, ek is reg vir dit nie, steek ek my hande in die lug, begin ek te bid, en die oomblik wat God begin inbeweeg, dan bring dit verandering in my gemoed, dit bring verandering in my gees, dit bring verandering in my binneste. Wil jy dit vanmorgen verstaan, want verandering bring groei. Die eerste ding wat verandering bring, sy bring pyn. Ek weet jy dit nie. Daar's baie mense wat seer het, is dit vader. Toe ons nou die banke uitgeruk het en die stoele ingesit het, was daar iemand wat kom klaar en ons sê, julle het my nie gevra of julle dit kan doen nie. Dat was my soekomietlik, ek het daarvan gehou. En weet wat was my antwoord? Ons het nie toestemming nodig nie. Ons doen wat God sê ons moet doen. Want jy sien, solank as wat ek oor en oor dieselfde ding gaan doen, kan ek nie verskillende resultate verwag nie. Ons het so geword in ons godsdienst, dat ons verwag, en dit moet so werk, en dit moet precies so gaan, en dit is precies hoe dit moet wees, want toe Jezus in die woestijn was, het hy dan aan toe gekom en gesê, Here, stuur die mense weg, want hulle is al honger, hulle het niks om te eet nie, en sy kyk na hulle, het hy vir hulle gesê, gee julle vir hulle iets om te eet. Ek wil dit verstaan vanmorgen, want daar gaan tye kom, wat verandering gaan begin plaasvind, en verandering moet plaasvind, maar dit gaan kom, by die besluit van, ek is of vir dit, of ek is teen dit. Kan ek dit vanmorgen vir jou sê, baie kinders van die Here, wat sê, hulle is kinders van die Here, sal nie in die hemel kom nie, omdat hy nie verander nie. Ek is jammer, as ek vanmorgen klip in die bos gooi, en ek gooi jou raak, met soek hier die bos, klim uit, kom uit. Ek wil net iets verstaan vanmorgen, om Jezus te volg beteken, om te verander. Om Jezus te volg beteken, there's got to be changes. Hy het nie vir hulle gesê, hier is ons geld, gaan brood en vis nie. Hy het gevra, wat het julle? Hy het nie vir hulle gesê, dit gaan maklik wees nie. Hy het vir hulle gevra, wat het julle? En die oomblik toe hy die brood en die vis vat, het hy die natuurlike verander. Soos jy vanmorgen na die kerk toe kom met die verwagting van dis hoe dit moet gebeur en dis wat gaan gebeur, gaan ek jou waarsku, is in vir 'n skok. Want die oomblik wat Jesus gaan inkom, die oomblik wat God gaan inkom, verander
normale. Verander hy dit waarmee jy gekom het. Ek het al so baie maal gehoor mense sê, ag pastoor, ek het vanmôre so negatief in hierdie kerk ingestap het gevoel ek kyk deur my tonals. Ek weet waarvan jy praat. Maar ek het al baie keer gehoor hoe mense so ingestap het, maar die keuse gemaak het om anders uit te stap. Hy het die verandering laat plaasvind binne hom. Wanneer hy met Jesus ontmoet, die oomblik wanneer Jesus op die toneel kom, het verandering plaasgevind as jy wil verander. So waarvan praat jy, Judas? He did not change. Ek wil net vanmôre 'n ondersoek in jou hart begin doen en ek wil begin klaarmaak met wie wat hier het my verskriklik gepla. Baie mense volg hom, baie mense loop saam met hom, hulle sien wat hy doen, hulle sien die verandering. Maar toe hulle aan die tafel gaan sit, en die ouens om hulle verander, maar hulle het nie verander nie. En ek wil dit verstaan vanmôre. En jy kan sê, pastoor, dis 'n bietjie 'n harde woord wat jy gee vanmôre. Ek gee jou liewer 'n harde woord en ek sien jou in die hemel. As wat ek jou soft sout en ek kry jou nie wel nie. We need to change. Ons sal moet verander. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ek hoef nie te lyk soos die wêreld nie. Ek hoef nie te ryk soos die wêreld nie. Ek hoef nie te klink soos die wêreld nie. Jy is nie gemaak om in te blend nie, jy is gemaak om uit te staan. Jy is nie gemaak om te volg nie, jy is gemaak om gevolg te word. Pastoor, waarvan praat jy? Woord van die Here sê in 1 Korintiërs 11, I urge you to imitate me as I imitate Christ. As jy kan begin om Jesus na te boots, kan ek jou die waarborg gee. Mense sal die verandering in jou begin sien. I urge you, ek wil jou aanmoedig, ek wil jou so wat begin om te verander. Ek kan nie God dien en in 'n vroulik wees in die wêreld nie. I need to change. Die oomblik wat jou gemoed verander jou uitkyk. Het jy dit geweet? Ouens wat negatief is, loop altyd op die grond en kyk. Hy soek altyd die foute. Hy soek altyd die probleme. Hy soek altyd dit wat hy kan oordeel en dit wat hy kan probeer vernietig. Maar die oomblik as God jou gemoed verander en hy verander jou negativiteit, dan kyk jy op. Dan sien jy met die son skyn en daar's wolkies in die lug. And it's beautiful to live. Maar ek moet verander. Kyk gou hoe lank so sê van jy kan my nie verander nie. Dis scary. As 'n mens getroud is, dink jy gaan die ander een verander, jy verander hom nie, julle sluit net teen mekaar tot dit naderhand aanpasbaar is. Bybel sê yster sluit yster. Ek kan vanmôre getuig van manne wat ek gesien het, wat op die
die rand was van bankrotskap. Manne wat op die rand was van 'n egskeiding, manne wat op die rand was van om alles te verloor. En in een oomblik te besluit, ek gaan verander. Hierdie is nie my rigting nie. Kan ek het vanmôre vir jou sê, daar's vir my niks so mooi soos iemand wat verander nie. Want al die hart en al die eie ek en al die selfvoldaanheid verdwyn. Het gaan nie meer oor my nie, het gaan oor wat wil die Here hê moet ek doen. My besluite verander, my denkrigting verander, my gees verander. My keuses verander. Wil jy dit hoor vanmôre? Maar die Bybel sê in Lukas, dit sê Here, Here, by die koninkryk van God ingaan nie, maar hy wil die wil van die Vader doen. Julle ken daai skrif, né? Hoor wat sê hy hierso? Hy sê, maar verander nie die vernuwing van julle gemoed, sodat julle beproef kan word in die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. As jy nie verander nie, sal jy nie die wil van God najag nie. Hoor jy wat ek sê? Jy hoef nie te sê amen nie, jy kan sê ouch op vanmôre, dis oké. As jy nie verander nie, sal jy nie die wil van God najag nie. Jy sien toe ek hierin gaan sit en dink, toe kom ek by my op, Jesus gaan sit by die fontein. Hier kom 'n vrou na hom toe en hy vra vir haar water. Ons almal ken die storie, ek gaan nie baie oor dit uitbrei nie. En hy sê vir haar, vrou, as jy my gevra het, sou ek jou water van die lewe gegee het, want hy vra vir haar water, sê sy nou, hy sê as jy my geken het, jy weet wie ek is. As jy weet wie ek is, sou jy my gevra het vir water. Wie wat sien ek raak hierso? Ek sien baie mense wat hom ken, maar nie weet wie hy is. Baie van ons buurmanne is so. As jy die oggend in die kar kom, dan sien jy kom jy buurman uit, "Hallo buurman," maar jy het nie klou wie sy. As baie mense wat in die môre opstaan sê, "Hallo Here," maar het nie klou wie sy nie. I need to change. Wat sê jy vir die vrou? Sê die 5 mans wat jy het, of wat jy gehad het, die een is jou en die jonge ben nou ook is op die jou nie. Wie wat sê vir haar, gaan nie in sondig nie meer nie. Go away and change. Wat sê hy vir die besetene van Gadara? Hy wil hom volg. Hy sê nee, ga terug na jou huis toe en wys hulle, jy is veranderd. Ek weet nie vanmôre van jou nie. Ek wil nie sê ek is veranderd nie. Ek wil dit wys. Elke hoofd verbuig, elke gesluit, niemand te grond nie, asseblief. Sê vanmôre hier sit en sê, Here, ek wil verander. Ek wil seker maak, ek het verander. Ek wil seker maak,
gedagte nie. Ek wil seker maak, ek volg nie nog die wêreld nie. Steek op jou hand na God, ek gaan saam met jou bid vanmôre. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. En as jy vra as jy hand opgesteek het, sal jy saam opstaan asseblief. Ek wil graag saam met jou bid vanmôre. Onse getroue God en Hemelse Vader, ek kom vanmôre na U toe, Here, omdat daar iets in my hart is wat sê, I need to change. Ek het dalk al klaar begin verander, maar ek is nog nie waar ek wil wees nie. Ek het dalk al weggedraai van Sondag, maar ek is nog nie waar ek wil wees nie. En ek wil vanmôre kom en sê, Here, begin by my, begin by Ben, Here, verander my hart, verander my gees, verander my gemoed. Here, ek wil nie gelykvormig wees in die wêreld nie. Ek wil vanmôre uitstaan. En ek wil vanmôre bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanmôre ons harte sal verander. Here, 'n veranderde hart gaan 'n veranderde keuse bring. 'n veranderde gemoed gaan 'n veranderde uitkyk bring. En Here, soos wat dit vir 'n saad seer is om in die grond gesit te word, en wanneer groei begin, dan bars sy dop. Wil ek vanmôre bid, Here, bring verandering in my lewe. Laat hierdie dop wat ek oor myself gesit het, laat hy sal bars, Here, dat ek kan groei soos wat U wil hê ek moet groei. Dankie, Here, dat ek weet, hier kom veranderde lewens. Ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar is niemand soos U nie. Aan U kom al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan sit plek neem. Het jy al 'n ding gesukkel dat jy nie reg kry nie? Jy sukkel vir ure. Ek is een van my stupid ouens, ek wil nie opgee nie. Ek gaan druk tot ek om draai reg kry. En later as ek nie kan nie, then I found a friend. Dan sê ek, Willie, hoe doen jy dit? Dan sê, is baie maklik. Dan sê ek, Ravish, is nie maklik nie. Dan sê ek, is nou daar. Dan ry jy dan aan my toe. Klim er aan die kar en koeps. Dan kry jy dit reg. Dan sê ek, maar hoe het jy dit gewys my, hoe het jy dit gedoen? Ek sukkel al 2-3 ure en ek kry dit, wys my hoe het jy dit gedoen. En baie keer beteken dit net, ek moet my tegniek verander, of van 'n ander kant af begin, om te verander. Kan ek iets môre vir jou sê? God kan jou nie skoon was as jy wil skoon wees nie. Hoor wat ek sê? God kan nie vanmôre 'n verandering in jou lewe bring as jy nie wil verander nie. I need to change. Amen. Dankie, Here.